Son, see en sappies. Wat soek julle hier? Moenie vir mos julle sê waar ek is nie. Hulle wil net hê ek moet opruim en hard werk en ek wil rus. Ag, asseblief moenie vir hulle sê waar ek is nie. Daar sy kookiedier. Kyk, daar is niks so lekker soos 'n rus en romhuis na 'n lang gepakke ry nie. Ag, mosie, dit gaan nou heerlik wees. Net betyds. Ag, dankie julle. Dis so gaaf van julle. O. Hallo Agie. Jy sê jy wil ook 'n romhuis hê, maar waar was jy? Ja, ekskuus julle. Ek moes net gou vir kaptein Knorrels iets gaan vertel het op die strand. Ogie, dit sou nogals handig gewees het as jy ons kon gehelp het met al daardie pakwerk. Ja, jy wil seker nou ook 'n romhuis hê, nee. Ai, die ding is net, kookiedier het so hard gewerk. En toe koop ek vir haar 'n romhuis. En Mossie het so hard gewerk en toe koop ek vir haar 'n roomhuis. Ja, lekker. Heerlik, my gunsteling. En Mossie, ek wil so graag vir jou lees oor daai vers wat ek... Ja, laat ek jou romhuis hou. Dankie Mossie. Dan lees jy Daai vir ons. vers wat ek nou met jou oor gepraat het. In 2 Tessalonisense 3 vers 10 tot 11 staan daar: Toe ons by julle was, het ons uitdruklik vir julle gesê, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Ons sê dit omdat ons hoor dat sommige mense leeg lê, dat hulle nie werk nie en hulle met ander persone se sake bemoei. Slaasie. Dit staan nie daar nie. Ogie, kan ek dit vir jou wys? Lees bietjie daar. Ag, maar dis nie fair nie. Niemand het vir my gesê harde werk proe soos roomhuis na die tyd nie. Want ek ook gehelp. Agie. Onthou jy nie die goue reël nie? Goue reël? Van harde werk en doen jou bes om rus en lekker speel. So ek moet eers werk voor ek mag rus. Wie het dit uitgedink? Agie, die Here het dit uitgedink. Kan jy dat nie onthou nie? Toe God die skepping gemaak het, het hy 6 dae hard gewerk en mooi gemaak en sy beste gegee. En op dag 7 het God besluit hy en sy skepping rus. Hy het dit so gedoen om vir ons te leer dat wanneer ons werk, dan werk ons hard en wanneer ons speel, dan speel ons rus en speel en rus baie lekker. Okay, fine. Ek het gerus. Nou moet ek seker werk, nee. Ek dink ons moet vir Agie 'n liedjie sing sodat ons hom opgewonde kan maak vir die werk wat nou voorlê. Sing saam, ag toe. Jy moet eers al die trappe klim om by 'n glyplank af te gly. Jy moet eers al jou groente eet dat siek wees weg kan bly. Jy moet jou kamer opruim, speeltyd is verby. So volg dan eers die goue reël sonder om te stry. Van harde werk en doen jou deel, kom rus en lekker speel. Elkeen kry 'n taakie, die werk is nie te veel. Van harde werk kom lekker speel, dan kan jy gaan rus tot dit weer heel beurt vir harde werkies is. Van harde werk en doen jou deel, kom rus en lekker speel. Elkeen kry 'n taakie, die werk is nie te veel. Van harde werk kom lekker speel, dan kan jy gaan rus tot dit weer heel beurt vir harde werkies is. Ag, okay julle. Ek is jammer dat ek julle gelos het met al die werk. Agie, ons het daarom vir jou goeie nuus, Karabel. Daar wag vir jou ook 'n roomhuis by die huis. Jippie, julle is die beste. Ek het geweet julle sal vir my ook een koop en nie vir my vergeet nie. Dankie. Wag so 'n bietjie maatjie, jy moet eers al die tasse alleen inpak. Fine. My beurt is my beurt.
Ons is trots op jou, maatjie. En daai roomys gaan baie lekker proe nadat jy bietjie hard gewerk het, nê? Skarreboltjies, ons wil vir julle ook dankie sê. Dankie dat julle op ons see-avonture so baie hard gewerk het en so mooi geleer het hoe om kinders van Jesus te wees. Julle moet nou lekker rus en speel hierdie vakansie. En nou Matta, as julle terugkom, is ons gereed vir 'n nuwe avontuur waar ons meer van Jesus gaan leer en hoe om koningskinders te wees. Lekker rus, ons kry julle weer by die huis. Tara en Kubai.